Ons lees vanoggend saam vanuit die algemene brief van die apostel Jakobus. Jakobus 1 vers 1 tot 27. En soos wat ek vir u reeds genoem het, die tema van die prediking vanoggend dan uit hierdie gedeelte is ons lewenslied of die lewenslied van dankbaarheid. Nou een van die groot aanvalle op die woord van God is dat baie van die geleerdes, seker uit hulle ongeloof sê dat Paulus en Jakobus twee verskillende dinge gesê het. Volgens hulle sê Paulus dat 'n mens gered word op grond van geloof alleen. Maar Jakobus sê mens word gered op grond van werke. En dis nie waar nie. Paulus en Jakobus sê presies dieselfde ding. Paulus se inslag is net 'n inslag op die geloof tot redding. En Jakobus se inslag is 'n inslag van die vrugte wat vanuit daardie geloof uitgroei. Daarom sê hy ook, die geloof kan nie 'n ware geloof wees as dit nie lei tot die werke nie. Daar's nie 'n verskil nie, of 'n verskil in bedoeling nie, net 'n verskil in inslag. Maar voordat ons dan hierdie gedeelte lees vanuit Jakobus, gaan ek vra dat die broers vir ons sal staan en dan nader ons in afhanklikheid ons Here in gebed. Almagtige God, ons koning en ons Here. Wat 'n voorreg om vanoggend hier saam u naam te kan aanroep, om so saam u te kan loof en te prys. Daar is so baie dinge wat ons as vanselfsprekend aanvaar. So baie dinge wat ons nie noodwendig meer voor dankbaar is nie. En daarom sê ons vanoggend vir u dankie. Dankie dat ons so rondom u woord kan vergader. En dit in 'n dankbaarheidsdiens na afloop van die Paasnaweek. Here, ons bid en vra dat u met elkeen sal wees wat siek is, ongesteld is in die gemeente. Ook die lidmate se families waar daar groot uitdagings is. Ons dink in besonder aan omvredend aan die Esther, omskalkend aan die duif. Here, dan vra ons ook dat u leiding sal gee en met die oog op die aktiwiteite en die werksaamhede van die gemeente. Die volgende paar maande is daar baie wat gebeur. Ons dink aan al die dinge van die ring wat om die draai lê. Ons dink aan die bazaar en die beplande jeugaksie. En ons dink ook aan die huweliksverryking en so voorts. Maar bo alles vra ons dat in al hierdie dinge u wil sal geskied. Dit in ons lewens, ongeag ons omstandighede, ook in hierdie erediens tot verheerliking van u naam. In die dag van môre as 'n getuienis van u liefde en genade. Vergewe ons waar ons soms afdwaal. Here, lei ons gou weer terug in die spore. Seën ook hulle wat hierdie komende week verjaar. Ons het gesien, is 'n lang lysie. Ons vra dat u hulle ook sal dra deur die nuwe lewensjaar en sê vir u dankie dat u nog een bygevoeg het. Praat met ons vanuit die woord. Skryf op ons harte die boodskap wat u aan ons wil oordra. Dat vra ons nie uit verdienste nie, maar alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Jakobus 1 vanaf vers 1, ons het daar die opskrif, die seëngroet, die beproewinge en versoekinge en dan daders van die woord.
Jakobus, 'n diensknegt van God en die Here Jesus Christus aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is. Groete. Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kortkom nie. En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet bid in die geloof, of moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel, soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Maar laat die broeder wat gering is, roem in sy hoogheid, en die ryke in sy geringheid, want soos 'n blom van die gras sal hy verbygaan. Want die son gaan op met sy hitte en laat die gras verdor, en sy blom val af, en die sierlikheid van sy gedaante vergaan, so sal die ryke ook in sy weë verwelk. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek, as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Moenie dwaal nie, my geliefde broeders. Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsel kan wees. So dan, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Daarom doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red. En word daders van die woord, en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien, want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Reine en onbesmette godsdienst voor God en die Vader is dit, om wese en weduwees in 'n verdrukking te besoek en jou vlekkeloos te bewaar van die wêreld. Ons lees net tot sover. Daar is soveel waarhede, pragtige versies in hierdie gedeelte, en omdat ons ook oor die hele gedeelte gaan gesels, het ek nie een spesifieke versie wat ek vanoggend vir ons uitlig nie. My broers en susters, 'n groot gawe wat God ons geskenk het, as deel van ons bestaan en as ons mens wees, is die gawe van musiek. En is wonderlik om God op so 'n wyse met instrumente, met liedere te kan loof en te kan prys. Ons lees Dawid het hierdie geheim duisende jare gelede alreeds besef. Maar nou kry ons baie verskillende tipes musiek. En elke persoon luister na die musiek wat by hom of by haar aanklank vind.
Ek hoor juis die graad 8 by die CVO skool het 'n opdrag om te kyk na al die verskillende genres in Afrikaanse musiek. En die musiek waarvan ons hou is juis daardie tipe liedjies wat maak dat ons onwillekeurig begin saamfluit. Dat jou voete van self begin om die ritme te hou. En elke liedjie vertel 'n storie. Maar is soveel meer as net 'n verhaal. Terselfdertyd is dit 'n gedig. Dis musiek. En dis 'n boodskap. En gewoonlik vorm die deel van elke liedjie waarby meeste mense dan aanklank vind, die refrein, die koor, die kern van die boodskap wat daai liedjie ons wil leer. Nou dis die gedeelte van die lied wat ons die maklikste onthou, wat ons later nog sing as ons skottelgoed was of as ons gras sny of aan die kar werk. Daardie gedeelte wat 'n mens net nie uit jou kop uit kan kry nie. En begin jy dit baie keer sing sonder dat jy dit agterkom. En wanneer jy dit besef, kan jy nie eens onthou wanneer jy begin het nie. Dit is ook gewoonlik daardie koor, die refrein van die liedjie waar die ritme van die lied verander. Dis die gedeelte wat die lied saamvat en definieer wat as die maklikste ook later erken en die gouste in ons gedagtes insink. Populêre liedjies is daardie liedjies waarvan die koor die mense aantrek. Ons lewe is so 'n lied. Ons lewe vertel 'n verhaal van daar waar ons vandaan kom, wat alles met ons gebeur het, merk op ons gelos het, en waarom ons is waar ons nou is en doen wat ons nou doen. En daardie lied sing ons teenoor elke persoon wat ons ontmoet, of dit nou op straat is, by die werk is of by die skool is, maak nie saak nie. Ons lewenslied sing ons teenoor almal wat met ons in aanraking kom. En elke kind van God sing 'n besondere lied. Dis 'n lied van 'n lewensverhaal wat vertel hoe God 'n sondaar mens verlore, verdwaal, gaan red het vanuit sy lot. Hoe hy hom gelig het vanuit die skaduwee en hoe hy sy wonderlike lig oor hom laat skyn het. So dis 'n lied van hoop en liefde. Dit dra 'n boodskap wat soveel mense waarmee ons te doen kry nodig het. Want dit sing van genade op genade op genade. Dis 'n lied wat elke kind van God, elke ware gelowige teenoor die wêreld sing. En ons sing dit uit volle bors en met volle oorgawe. En weet jy wat is die koor, die refrein van daardie lewenslied? Die gedeelte wat maak dat mense hierdie pragtige verhaal van genade onthou, wat hulle dryf om saam te sing op die maat van die musiek, wat maak dat hulle ook dit net nie uit hulle kop uit kry nie. Daardie koor, broers en susters, is ons dankbaarheidslewens. Dit is 'n lewe wat die boodskap van die refrein van ons lofsang vanoggend saam aan die wêreld uitstraal. Dink aan die pragtige woorde van ons lofsang vanoggend. Hy is my leidsman, hy laat my leef.
Hy is die oorwinnaar, hy is die Here. En uit sy genade, uit sy liefde en uit sy trou, weet ons hoe hy sy kinders bou. Dit is wat ons dankbaarheidslewens veronderstel is om te sing. Die wyse en inslag waarop ek leef, is die manier waarop ek vir God dankie sê vir hierdie boodskap van hoop waarvan my lewe sing. Dis die koor waarmee ek daardie boodskap ook aan die res van die wêreld om my sing. En dis presies waaroor Jakobus praat in die gedeelte wat ons saam gelees het. Hy beskryf vir ons in hierdie verse hoe die koor van ons lewenslied veronderstel is om te lyk. Hoe ons vir God opreg en waarlik dankie sê, maar ook hoe ons dit na buite toe moet sing, sodat almal wat dit hoor, saam sal begin sing as dit die Here se wil is. Nou elke lied se refrein bestaan uit die aard van die saak uit woorde, 'n paar sinne wat herhaal word. Woorde wat maklik is om te onthou, maklik om te verstaan. En as dit kom by die woorde van die refrein van ons lewenslied, is dieselfde beginsel ook hier van toepassing. Ons woorde moet van so 'n aard wees dat dit by die mense sal inslag vind. Dat die mense dit sal onthou, dat die mense dit self ook sal wil herhaal. So die woorde wat ons sê, is baie belangrik. Deur ons woorde sing ons 'n boodskap wat met die mense praat. Daarom sê die Here vir ons, spreek lewe, nie dood nie. En daardie boodskap, daardie woorde, moet die dankbaarheid van ons harte aan die mense oordra. Dis die deel van ons lewenslied wat die verskil sal maak ten opsigte van die wyse waarop ons dankbaarheidslewe mense aanspreek of nie. As hulle ons hoor praat, hoor hulle ons dankbaarheid. Hoor hulle hierdie wonderlike werklikheid waarin ons leef. Hoor hulle die genade en die liefde wat die verskil gemaak het in jou lewe. Dis nie snaaks om Jakobus te hoor sê, vers 19, dat 'n mens stadig moet wees om te praat. En vers 26, as iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdiens van hierdie man is te vergeefs. Ons woorde is belangrik. En daarom moet ons mooi dink wat ons sê, hoe ons dit sê. As ons die hele tyd kla, as ons die hele tyd ander mense afjak en swart smeer, as ons laster, dan kan ons tog nie daardie boodskap van dankbaarheid kommunikeer, wat ons veronderstel is om aan die wêreld te sing nie. Ons woorde moet die genade en die liefde van God in ons lewens weerspieël. Want dit is wat die mense hoor, of veronderstel is om te hoor, as hulle na 'n kind van God se lewe kyk. Maar nou verder, vir enige liedjie om 'n treffende refrein of koor te hê, moet dit tog ook 'n treffende ritme hê. En ek dink al die hoërskoolkinders gaan presies weet waarvan ek praat. Die volgende element van 'n treffende dankbaarheidslewe moet wees dat ons lewe 'n ritme het wat ander sal onthou, wat hulle raak sien. En daardie verduideliking van die ritme, dit vind ons in vers 22 van die gedeelte in Jakobus wat ons gelees het. Jakobus sê vir ons, word
daders van die woord. En nie net woorders wat julle self bedrieg nie. Hoekom is dit so belangrik? Want luister na die volgende 2 verse. As iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien, want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy lyk. As 'n mens net hoor, maar jy begin nie doen ook nie, vergeet jy alles wat jy geleer het en word dit nie 'n werklikheid in jou lewe nie. Nou as jy dit in jouself nie kan herken en onthou nie, mense, hoe kan jy dan 'n lewe leef waar jou lewenslied ander om jou ook aanraak, sodat hulle die boodskap sal onthou wat jy self dan nie meer ken nie. Dis mos nie moontlik nie. Jou dade is die ritme van jou dankbaarheidslewe. En die ritme van ons lewe moet wees om nie net te praat van God se genade nie, maar om uit dankbaarheid dit ten volle uit te leef. Dis hoe mense dit onthou. As hulle sien jy leef wat jy verkondig, jy doen wat jy sê. Sonder dit kan ons eenvoudig nie 'n lied sing wat ander mense sal onthou nie. Dan is die refrein van ons lewenslied se boodskap ook nie die boodskap van dankbaarheid wat dit veronderstel is om te wees nie. Maar wat ook bitter belangrik is mens moet tog die regte instrumente hê. As jy nie die regte instrumente kies om jou liedjie op te speel nie, sal daardie lied nooit 'n sukses wees nie. En dan sal die mense jou heel waarskynlik vir al die verkeerde redes onthou. Mense probeer tog nie Bach se musiek speel op 'n mondvletjie en dink dit gaan dieselfde impak hê nie. Die instrument van ons lewenslied, waar sonder ons nie 'n ware dankbaarheidslewe kan lei nie. Broers en susters, dis die hart wat God ons geskenk het. As ons met mense werk, met mense praat, ons lewenslied aan mense sing, is dit die instrument wat ons gebruik om daardie refrein te speel. En daarom as deel van ons dankbaarheidslewe en om dit vir ons moontlik te maak om die lied te sing wat God van ons verwag om te sing, het hy in die eerste plek vir ons daardie hart van vlees geskenk, nee, Jesegiel 36 vers 26, hy die hart van klip uit ons binneste verwyder. En is dit noodsaaklik dat ons harte sal bewaar? Dat ons nie ons lewe, ons lewenslied, die verkeerde instrumente probeer speel nie. Vers 21, doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid. Ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. Dan vers 25, hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. God het ons 'n hart gegee wat soek na sy wil. En dit is die grootste en die beste instrument om ons dankbaarheidslied van hierdie lewe te speel. En daarom moet ons dit bewaar, meer as goud, meer as silwer. En is meer kosbaar as al die geld in hierdie wêreld. En so sê ons vir God dankie en speel ons dankbaarheidslied aan die wêreld daar buite. En laastens,
voordat enige sanger 'n liedjie bekendstel, voordat hy dit tydens 'n optrede sing, is daar baie ure se oefen wat daarin gaan, totdat hy elke reël, elke noot uit sy kop uit ken. Sonder oefening is 'n liedjie 'n resep vir 'n groot en 'n openbare mislukking. So moet ons ook ons lewenslied, ons refrein van dankbaarheid oefen, sodat ons nie voor ander mense 'n spektakel maak en die saak van die Here afbreek nie. Dit is tipies wanneer ons praat godsdiens, maar ons doen iets anders en ons doen dit nie vanuit die hart uit wat God ons geskenk het nie. Wanneer ons dankbaarheid sing, moet dit omdat ons so geoefen het daarin, so volhard het daarin, van nature vanuit ons uitstroom. Dis waarvoor ons werk. Die wonderlike broers en susters is dat ons nie 'n musiek vir sangtalent nodig gehad het, of nodig het om hierdie pragtige lied met so besondere refrein in ons lewe te kan sing, of in 'n ander se lewe te kan sien nie. Elke kind van God het die vermoë, die potensiaal om die mooiste dankbaarheidslied te kan sing. Want ons hele lewe sing hierdie wonderlike boodskap aan die wêreld met 'n refrein wat weer klink van dankbaarheid. Ons woorde spreek dankie. Ons ritme, ons dade doen dankie. Ons instrument, ons harte speel dankie. En ons volharding getuig dankie. Dankie aan ons God dat ons die geleentheid, die roeping en die vermoë het om so 'n dankbaarheidslewe te kan lei. Ja, dis 'n voorreg, maar ook 'n onvervangbare genade wat elkeen van ons verniet vanuit die hand van ons Vader gekry het. Maar daarom laat ons sorg dat die lied wat ons sing een is van ware liefde, van ware geloof en van ware dankbaarheid. Laat ons dit so sing dat dit ook by die mense sal bly, of tot genade of tot oordeel. Laat die mense wat dit sien dit onthou, en as God dit wil ook sal wil saam sing, self sal wil begin saam doen. En deur ons Here Jesus Christus, broers en susters, leef ons 'n lied van dankbaarheid. Amen. Broers, kom ons staan en bid ons saam. Almagtige God en hemelse Here, ons loof U, ons prys U en ons aanbid U. U alleen is lofwaardig, U alleen is koning en verlosser. En U het daaroor beskik om van die vyande, van ongehoorsame, opstandige sondaars, U kinders te maak. En daarom wil ons tot U sing in dankbaarheid. Daarom is ons lewe 'n lied van dankbaarheid. Ons woorde, Here, sing dankie, ons dade wys dankie. Ons harte speel dankie en ons volharding getuig dankie. Dankie aan U, o Here,
wat ons vanuit die duisternis gered het tot u wonderbare lig. Maar ons wil vanoggend tog bid en vra dat daar waar ons die woorde van ons lewenslied nog nie mooi ken nie, waar ons die instrument van ons hart nie reg speel nie, of waar ons die ritme van ons doen en late vergeet, en ons sal vergewe, o Here, en ons sal wys en sal leer hoe ons dit moet doen en hoe dit moet lyk. En dit alles ten diepste is tog nie vir onsself nie, maar sodat ander deur u genade ook 'n lewenslied van dankbaarheid sal begin sing, en dit tot verheerliking van u naam. Dit alles, met ander woorde, tot uitbreiding van die koninkryk en tot eer van u heilige naam. Amen. Ek gee geleentheid vir die opneem van die liefdegawes.